יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Die Evangelies Gereformeerde Kerk Pretoria Oos, weet u welkom in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ons nooi u graag om te luister na hierdie reeks, die reeks wat handel oor die boek Openbaring, en ons glo dat die Heilige Gees vir hierdie boek deur hierdie reeks sal oopbreek. Die reeks word gelei deur Dominee André Bester, 'n dosent van die Evangelies Gereformeerde Kerk se kweekskool hier in Pretoria, en ons nooi u nou graag om saam met ons te luister na wat ons Vader vir ons wil sê oor die eindtye wat ons glo baie naby is. Gemeente van die Here, wat 'n voorreg, wonderlike geleentheid om vanmôre so by mekaar te wees, en ek groet u dan in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Hy wat opgestaan het, hy wat vanmôre leef en tot in alle ewigheid leef. Al sê die mensdom wat, ons weet vanmôre sy graf is leeg. Hy het die dood oorwin en hy beloof dat as julle in my glo, sal julle lewe, al het julle ook gesterwe. Baie hartlik welkom ook van my kant. Kom ons bly net so sit, maak ons harte stil en ons vra ook die Here se seën oor vanmôre se diens. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het, wat getrou bly tot in alle ewigheid, wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede word vanmôre aan u geskenk van God ons Vader en van Jesus Christus sy Seun deur die wonderlike en kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons is besig met 'n reeks boodskappe uit die wonderlike boek Openbaring, en u sou nou sien op die blaadjie wat u ontvang het aan die begin van die reeks, is die tema wat ver oggend behandel sou word, sowel as vanaand, die geskal van basuine. Dit gaan naamlik oor die opening van die 7de seël, en die 7 basuine wat daarmee saam geblaas word. Nou moet ek sê, ek het die afgelope paar weke wat ons met hierdie reeks besig is, moes ek so 'n klein aanpassingkie maak in my leefstyl en in my bediening, waar ek gewoond was in die gemeente om in die week voor te berei, want iemand het vir ons gesê, die VDM wat agter 'n predikant se naam staan, beteken jou preek moet klaar wees voor donderdagmiddag. En dit was nou altyd so gewees, maar jy weet, by die kweekskool is dit nou nie moontlik nie. Een van die dosente het vir my gesê, toe ek daarin beroep is, jy sal sien met die dosering, voel dit vir jou, jy's besig met 'n reeks dienste wat nooit ophou nie. Daar by die kweekskool, jy hou aan voorberei en jy hou aan klas gee. So ek het nou begin Saterdagoggende vroeg in my studeerkamer ingaan om voor te berei vir die Sondag reeks waarmee ons besig is. En ek het gisteroggend net beleef hoe die Here in my hart werk en 'n gedagte lewendig maak dat ons ver oggend nou nie regtig die reeks onderbreek nie, maar ek wil graag net in hierdie oggend 'n ander insig met u deel, soos die Here dit gister vir my lewendig gemaak het, glo ek, en dit mag dalk vir u voel ons onderbreek 'n bietjie die reeks, maar ek wil graag met u vanmôre deel 'n gebeurtenis wat gaan plaasvind tussen Openbaring 3 en Openbaring 4. En dit sal u dan nou baie mooi vanmôre uit die woord van die Here sien gaan plaasvind. Nou om hierdie gebeurtenis met u te deel,
moet ons vanmôre saam lees uit 2 Korintiërs 10. 2 Korintiërs hoofstuk 10, 'n gebeurtenis wat gaan plaasvind tussen Openbaring 3 en Openbaring 4. So al is ons nou in hierdie môre nie direk besig met die boek Openbaring nie, is ons indirek besig met die boek Openbaring, en dit is waar ons dan in hierdie oggend bevind, tussen hoofstuk 3 en 4. Ons lees 2 Korintiërs hoofstuk 5 vanaf die 11de vers. Ekskuus, vanaf die eerste vers, jammer. 2 Korintiërs 5 vers 1. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning, dit is ons liggame, afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis, nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Ons hemelse, ewige verheerlikte liggaam word dan hier vergelyk met 'n gebou wat ons gaan ontvang uit die hemele. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. As ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tent is, in hierdie liggaam, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewende verslind kan word. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie. Maar ons het goeie moed en ons verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die Here in te woon. Daarom lê ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om hom welbehaaglik te wees. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Net tot daar ons skriflesing. Mag die Here die oordeenking van sy woord, die verkondiging van sy woord vanmôre vir ons elkeen baie ryklik seën. Kom ons verenig in gebed en dan bid ons saam asseblief. Ons almagtige Vader wat in die hemel woon, ons dank U vanmôre dat ons U woord kan open. Ons dank U dat die opening van U woord vir ons lig bring in ons lewens. Omdat U woord lewend is en kragtig. Ons dank U dat die lees van U woord anders is as die lees van enige ander boek. Ja, Here, die geskiedenis is daarvan vol hoe dat U lewens verander het, samelewings verander het, deur die lees van die woord. As ons lees oor die tyd voor die reformatie, die hervorming daar in Europa, hoe dat die Bybel alleen in Latyn beskikbaar was, en dan ook nog in die kerk vasgeketting was met 'n groot, swaar ketting, sodat die gewone mense dit nie kon lees nie, maar alleen die amptsdraers van daardie tyd. En ons sien hoe donker dit was in die samelewings, en hoe dat mense in hulle sonde voortgeploeter het. Daardie tyd staan bekend as die donker middeleeue. En ons dink, Here, hoe dat John Wycliffe en William Tyndale en al hierdie manne van God, selfs Martin Luther,
dit in hulle harte gehad het om die woord van die Here te vertaal in die taal van die mense. Dat mense dit kan lees, dat mense dit kan verstaan. En hoe dat hulle op brandstapels gesterf het. Vir hierdie voorreg wat ons vanmôre as 'n gegewe beskou. Dan dank ons U vanmôre. Ons dank die Here dat hierdie woord wat ons vanmôre in ons eie taal het, dat dit in staat is om siele te red, lewens te verander en selfs samelewings nuut te maak. Ons aanbid U vanmôre, o Here, ons aanbid U as die drie eenheid, Vader, Seun, Heilige Gees. Een God, wat onderskeibaar is in drie persone. Ons aanbid U Vader vir U onuitspreeklike liefde. 'n Liefde wat U gedring het om U Seun vir ons te gee, sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Ons aanbid U Here Jesus, dat U Uself gewilliglik gegee het vir ons sondes. Ons aanbid U dat U aan die kruis vir ons gesterf het, dat U bloed gevloei het, en dat die woord nou in die lig daarvan vir ons sê, dat ons duur gekoop is, nie deur silwer of goud nie, maar deur die kosbare bloed van Christus. Ons aanbid U daarvoor. Ons aanbid U Heilige Gees, dat U op Pinksterdag gekom het, om oor die kerk van die Here Jesus uitgestort te word, in die lewens van kinders van die Here uitgestort te word, en kinders van die Here te vervul met U teenwoordigheid, volkome beheer oor te neem van die lewens van U kinders. Ons aanbid U dat dit U is wat ons lei in die volle waarheid. Ons aanbid U dat dit U is wat ons herinner aan alles wat Jesus gesê het. Ons aanbid U vanmôre, Vader, Seun en Heilige Gees. Dankie dat ons deel kan wees van 'n gemeente van die Here Jesus. 'n Gemeente wat gekoop is met die bloed. 'n Gemeente wat in U oë baie kosbaar is. Vir wie U baie lief is. Dankie dat ons deel kan uitmaak hiervan. Dankie dat ons Sondag na Sondag as gemeente saam kan kom om uit die woord van die Here gevoed te word en dan weer die wêreld in te gaan om 'n verskil te gaan maak. Om daar by ons werke en by ons bure en by ons familie so te gaan lewe dat Jesus ook in ons lewens weerspieël word. Here, hoe kan ons ooit vir U dankie sê? Vir alles wat U vir ons beteken. Dankie dat ons as gemeente ook vir mekaar kan voorbidding doen. Dat ons mekaar se laste na U toe kan bring van tyd tot tyd. En vanmôre in die afkondiging het ons gehoor van ons broers en susters wat nood in hulle lewens het. U ken hulle name, maar meer as dit, U ken ook hulle harte en U ken ook hulle omstandighede. En ons dankie dat ons vanmôre as 'n gemeente in die gees, in die geloof, ons arms om hulle kan vou en hulle kan omhels as dit ware en vanmôre vir hulle kan bid en kan vra, Here Jesus, U wat die groot geneesheer is, U wat die harte ken en U wat in staat is om alles te verander, wil U nie ons broers en ons susters aansien in hulle nood nie. Wil U nie hulle nood verlig? Wil U nie vir hulle uitkoms bring op die gebiede waar dit nodig is? Ons het gehoor van hulle wat hierdie week verjaar. Ons bid vir hulle, Here. Ons bid dat U hulle sal toevou in U genade en dat U hulle ook sal dra in die jaar wat voor lê. Vir so lank as wat U vertoef om te kom. Ons bid vir Dominee Botha en vir sy vrou en vir sy seun. Ons bid vir hulle bediening hier. Ons dank U, Here, dat U hulle hierheen gebring het. Ons wil vra dat U hulle in 'n besondere mate sal salf en sal toerus vir die bediening hier. Ons dank U vir die kerkraad. Ons dank U vir hulle voorbeeld en ons bid, Here, dat hulle elke dag hulle daarop sal toespits
om vir die gemeente in voorbeeld voor te gaan. U sê vir ons in die woord, dit is hoe dit moet wees. Hulle moet die voorbeelde wees, en daarom wil ons as gemeente vanmôre vir hulle bid, en hulle aan U opdra en vra dat U hulle in staatstelling sal wees. Help hulle met die enorme taak wat hulle het, om as herders toesig te hou oor hierdie kudde. Help hulle, Here, dat hulle hierdie taak met ywer sal doen, en sal volbring, tot eer en tot verheerliking van U naam. Seën ons nou rondom U woord. Ons bid, Heilige Gees, dat U ons harte sal open en 'n gewilligheid sal gee om nie alleen te hoor nie, maar ook om te gaan doen en ons lewens te gaan inrig volgens die wonder van U woord. Dit bid ons in Jesus kosbare naam. Amen. Ek hou aan U vers 10 weer voor, want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. En die tema vir môre is dan die regterstoel van Christus. As 'n mens dit nou direk uit die Grieks sou vertaal, dan kon ons nou vanmôre sê, ons praat met U oor die bema troon van Christus. Ek sal net nou weer daarna verwys. Ek wil net hê u moet saam met my vinnig 'n entjie aanblaai na Efesiërs, die 2de hoofstuk. Nou wil ek nou vir julle 'n wonderlike ding vanmôre in die woord van die Here wys in Efesiërs 2 vers 7. Eintlik vers 8. Daar sê die woord uitdruklik vanmôre vir die kinders van die Here, want uit genade is julle gered deur die geloof, en dit nie uit julleself nie. Hierdie geloof is nie uit julleself nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Moenie die Bybel toemaak nie, hou hom net daar oop. Kan enige iemand gered word omdat hy of sy vir die Here werk? Baie duidelik nee. Ons sien dit hier. Ons word gered uit genade deur geloof alleen, wanneer ons geloof in die Here Jesus stel, dit wat hy aan die kruis vir ons gedoen het, dan kom die Here en dan red hy 'n mens se kosbare siel. Genade, dit geskied alleen deur die geloof, nie deur die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Maar kyk nou die volgende vers. Ons is sy maaksel, ons wat nou gered is uit geloof, uit genade deur geloof. Ons is nou sy maaksel. Die Griekse woord daar is poma, waar die Engelse woord poem vandaan kom. Ons is met ander woorde, kan jy as dit ware sê, we are the poem of God. Ons is die gedig van die Here, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Moet 'n kind van die Here hom in goeie werke of haar in goeie werke uitgiet, na jou redding, uit dankbaarheid vir dit wat die Here vir ons gedoen het? Verseker ja. Genade is julle gered deur die geloof, maar nou dat julle gered is julle die maaksel van die Here, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat hy voorberei het vir ons deur Christus Jesus. En nou sê Korintiërs vir ons, 2 Korintiërs 5 vers 10, ons moet nou almal voor die regterstoel van Christus gaan verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy of sy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. As 'n mens die Bybel bestudeer, en 'n mens probeer om objektief te wees, en jy probeer om so eerlik moontlik die Bybel te bestudeer, sonder om met jou eie vooropgestelde idees na die Bybel toe aan te kom, en 'n mens lees die skrif noukeurig, dan kom jy agter dat wanneer daar van die wederkoms van die Here Jesus gepraat word, word daar van twee sake die heeltyd gepraat. Die Bybel noem dit telkens die wederkoms, maar dit behels twee sake.
En mag ek vir u dit uit die Bybel uitwys vanmôre? Kyk saam met my na Johannes 14 vers 3. Jesus sê daar, dan kom ek weer. Dit praat van die wederkoms. As hy weer kom, dan is dit mos die wederkoms. Stem jy saam met my? Dan kom ek weer, en hoor nou hierdie woorde, en sal julle na my toe neem. Dis mos wat die skrif daar sê. En dis die wederkoms. Hy sê ek sal weer kom en ek sal julle kom haal. Ek sal julle na my toe neem. Dieselfde gedagte in 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17. Daar staan ons, dit is nou kinders van die Here wat nog lewe, sal saam met hulle, kinders van die Here wat nou uit die dood uit opgestaan het by die wederkoms van Jesus, in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug, en so sal ons altyd by die Here wees. Dieselfde gedagte wat daar aangespreek word, dit praat van die wederkoms, maar dit sê dat die Here by die wederkoms sy kinders gaan kom haal, dat hy sy kinders gaan kom wegneem. Ek wil net hê, jy moet daar die woordjie weggevoer. Die oorspronklik daar is harpatsu, en dit beteken om skielik weg te ruk. Dit kan selfs beteken om met geweld weg te ruk. Dis die woordjie harpatsu se betekenis. So geliefde, dit is baie duidelik dat wanneer die woord van die Here praat oor die wederkoms, dan verwys dit na daardie dag wanneer die basuin gaan blaas, Jesus van die hemel af gaan neerdaal, die grafte gaan oopbreek en hy sy kinders gaan kom haal om hulle na hom toe te neem. Dit staan in die Bybel baie duidelik. Maar weet jy, wanneer die Bybel praat van die wederkoms, dan verwys dit ook op ander plekke na 'n ander saak. En ek gaan vir u hier twee gedeeltes ook aanhaal. Die een uit die Ou Testament, Sagaria 14 vers 4. En in die dag sal sy voete staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê, aan die ooste kant van die stad. En die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes tot 'n baie groot dal. En die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde, en die ander helfte van die Olyfberg sal wegwyk na die suide. Lees die einde van vers 5. Dan sal die Here my God kom, al die heiliges saam met hom. Wat sê dit vir u? Jesus kom in die eerste fase van sy wederkoms om sy kinders te kom haal en na hom toe te neem. En dan by die tweede fase van die wederkoms, dan kom die Here Jesus tot op die Olyfberg, en die woord sê uitdruklik, en al die heiliges kom saam met hom, wat impliseer dat hulle reeds by hom moes wees, anders kan hulle nie saam met hom kom nie. So ook in Openbaring 19 vers 11 lees ons van die poort in die hemel wat oop staan, en hy wat op die perd sit, die wit perd, Jesus Christus, en wat terugkom na die hemel toe, en die leers van die hemel geklee in wit klere, saam met hom na die aarde toe kom, en Jesus kom en hy kom vestig sy koninkryk op die aarde. So dis baie duidelik, geliefdes, dat die wederkoms van die Here Jesus vir ons beskrywe word in die Bybel in terme van twee fases van een en dieselfde wederkoms. Die eerste fase waar Jesus kom vir sy bruidskerk, waar hy sy bruidskerk gaan wegneem na hom toe in die hemel, en die tweede fase van sy wederkoms, waar die heiliges saam met hom gaan kom om op die aarde as konings en priesters te kom regeer, as hy sy koninkryk hier kom in oprig. En so het ons ook gesien, in Openbaring 4 tot 18, is daar 24 ouderlinge rondom die troon. Hulle het wit klere aan, hulle het krone op hulle hoofde, en die lied wat hulle sing in Openbaring 5 vers 9, sê vir u en vir my baie duidelik, wie is hierdie 24 ouderlinge? Hulle sing hierdie lied en hulle sê, u is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u is geslag en het ons, die 24 ouderlinge, vir God gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. Watter entiteit op aarde is vrygekoop en losgekoop uit elke stam en taal en volk en nasie? Dis die kerk van die Here Jesus Christus op aarde, die ware weergeborenes.
Dis nie die EG kerk of die AGS of die NG kerk of watter kerk oral, dis die onsigbare kerk van Christus wat bestaan uit alle weergeborenes. Dis hulle wat daardie lied in Openbaring 5 vers 9 sing en sê, U het ons vrygekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. En sien ons die kerk is in die hemel en hulle is reeds bekleed met hulle wit klere en hulle het reeds krone op hulle hoofde. Aan die einde van Openbaring 4 sien ons dat hulle daardie krone neem en dit voor Jesus gaan neerplaas en sê, Here, ons is nie werd om hierdie krone te ontvang nie, maar U is waardig. Ons plaas dit voor U neer en ons bring aan U die eer en die heerlikheid, want aan U kom dit toe. Dit sien ons baie duidelik daar. Met ander woorde, vriende, tussen Openbaring 3, wat vir ons die kerktydperk op aarde beskrywe, en Openbaring 4, waar die kerk nou in die hemel is, het die belofte plaasgevind van daardie deel van die wederkoms as Jesus gaan kom om sy kerk te kom haal. Dis waar dit gebeur het. En as ons die vraag vra, maar hoekom het die Here Jesus sy kerk kom haal, dan sê die skrif vir ons baie duidelik ook die antwoord. Ons lees in 1 Tessalonisense 4 van vers 16 af hoe die Here gaan kom met die geblaas van die basuin, met die stem van die aartsengel, die graf te gaan oopbreek van hulle wat in Christus gesterf het. Hulle gaan uit die dood uit opstaan. Ons wat in die lewe oorbly wanneer Jesus kom, gaan verander word in 'n oomblik, in 'n oogwink, sê 1 Korintiërs 15 vir ons. En die Here gaan ons wegvoer, hy gaan ons harpatso, hy gaan ons wegruk en hy gaan ons na hom toe neem. En wanneer ons dan net aanlees by Openbaring 5, dan vertel dit vir ons van die dag van die Here wat kom. En die dag van die Here is die groot verdrukking. En die woord sê, wanneer hulle in hierdie tyd sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle, soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. 'n Beskrywing van die groot verdrukking, die dag van die Here wat kom, en dit word beskrywe in Openbaring 6 tot by Openbaring 18, is 'n deeglike detailbeskrywing van die groot verdrukking. Hoekom is die kerk weggeneem? Want die Here Jesus wil nie hê dat sy bruidskerk die groot verdrukking moet deurmaak nie. Vanaand gaan ons daaroor met u praat. Hy sê dit ook uitdruklik in 1 Tessalonisense 5 vers 9, as hy gepraat het van die dag van die Here kom, die verderf wat hulle oorval, hulle sal nie ontvlug nie, dan sê hy, God het ons nie bestem tot toorn nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Vriende, daar kan geen twyfel in enige gemoed wees dat die kerk van Christus nie bestem is om deur die groot verdrukking te gaan nie. Christus sal nie sy bruid red en haar dan deur die verdrukking laat gaan nie. Die hele geskiedenis van die woord is daarvan vol dat as die Here oordeel, dan spaar hy sy mense. Dink maar aan die Pasga. Die dood van die eersgeborenes. Daar was bloed aan hulle kusyne aangewend. En toe die engel deurkom, die doodsengel, en hy tref die Egiptenare daardie aand, het hy by hulle verbygegaan. Dink aan Noag. Die Here het gesê, ek wil nie Noag en sy gesin laat vergaan in die vloed nie. En hy het hulle 'n ark laat bou en hulle het in daardie ark ingegaan en die Here het hulle gered van die ondergang wat die wêreld getref het. Dink aan Sodom en Gomorra, hoe die Here vir Lot en sy vrou daar uitgehaal het voordat hy vuur op Sodom en Gomorra laat neerreën het. Dit is teen die aard en teen die natuur van God dat hy sy kinders deur die groot verdrukking sal laat gaan. Daarom kom haal hy sy kerk. Baie duidelik in die skrif. En as ons die Bybel bestudeer en ons lees, dan sien ons baie duidelik dat die Bybel praat van twee aparte opstandings. Hy praat van 'n opstanding tot die lewe en 'n opstanding tot die veroordeling. Die Bybel praat baie duidelik van twee aparte oordeele, 'n oordeel vir kinders van die Here waar ons beloon gaan word, en 'n oordeel vir ongereddes waar hulle veroordeel gaan word tot die verdoemenis. Twee aparte trone, die regterstoel van Christus waar kinders van die Here gaan verskyn en die wit troon van God waar die ongereddes gaan verskyn. Daar aan die einde van Openbaring. Vanoggend
is ons fokus by die opstanding van die lewe, die oordeel van die lewendes, die regterstoel van Christus. En daar is 3 kort gedagtes wat ek oor hierdie saak vanmôre graag met u wil behandel. Ek vertrou dat die Here u sal seën en dat die woord van die Here vanmôre in u hart werklik 'n vasdra plek sal kry en lewend sal wees. En ag, as die Here nodig het om in u lewe te werk, gee hom vanmôre die kans om dit te doen. Maak vanmôre u hart oop dat die Here met u kan werk, vriende, want ons tyd is min. Daar is nie meer baie tyd nie, dan gaan die Here Jesus kom om sy kerk te kom haal en wee hulle wat agterbly. Dit gaan 'n verskrikking wees vir mense. Nou die eerste gedagte in verband met die regterstoel van Christus wat ons vanmôre met u wil hanteer is, die regterstoel van Christus is net bedoel vir kinders van die Here. Weergeborenes. Mense wat uit genade gered is. Luister nou baie mooi na die taal van die apostel Paulus. Ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. En as Paulus hier praat van ons, dan kan dit een van 2 dinge beteken. Dit kan of beteken die hele mensdom wat voor die regterstoel van Christus moet verskyn, of dit kan beteken 'n besondere groep mense, ons, wat voor die regterstoel van Christus moet verskyn. En al wat ons moet doen, is ons moet net vasstel van wie praat hy, as hy praat van ons. En dit is baie eenvoudig. Kyk na vers 1. Daar sê hy vir ons, want as ons tentwoning, ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God. Sê vir my vanmôre, het 'n ongeredde mens hierdie wonderlike verwagting in sy of haar gemoed om met 'n woning uit die hemel oorklee te word, 'n ewige heerlike woning wat van die Here afkom? Het 'n ongeredde mens daai vooruitsig? Nee, hoegenaamd nie. So as Paulus in vers 1 praat van ons, dan praat hy baie duidelik van kinders van die Here. Dan praat hy van mense wat 'n verhouding met God het. Dis ons wat hierdie verwagting het, dat as ons aardse tentwoning, ons ou liggaam afgebreek word, die dag as ek moet sterf, dan het ek hierdie heerlike vooruitsig, dat ek oorklee sal word met 'n gebou wat uit die hemel oor my gaan kom, my ewige woning. Kyk na vers 2. Daarom verlang ons om met ons woning uit die hemel oorklee te word. Ek kan u vanmôre die versekering gee, 'n mens wat nie 'n verhouding met Jesus het nie, het geen verlange om met hierdie woning oorklee te word nie. Net 'n verskriklike verwagting van toorn, wat deur die Heilige Gees daar geplant is. Vers 9, daarom lê ons ook ywerig daarop toe, om hom welbehaaglik te wees. Vriende, dit is die taal van 'n kind van God. As Paulus in hierdie hoofstuk praat van ons, dan is dit kinders van die Here wat hy in gedagte het. Dan sluit hy hier die ongeredde mensdom uit. En daarom sê ek, die regterstoel van Christus is net vir kinders van die Here bedoel. As ons kyk na 1 Korintiërs 3, u kan soontoe blaai as u wil, 1 Korintiërs 3, daarvan die 10de vers af, dan kom die apostel Paulus, dan sê hy ook baie duidelik en pragtig hoe hy dit daar beskrywe. 1 Korintiërs 3 vers 10, hy sê volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fondament gelê en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. Dan sê hy, niemand kan 'n ander fondament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Wie is dit wat op Jesus Christus bou met hulle lewens? Dis kinders van God. Dis geredde mense. Mense wat by die kruis uitgekom het, mense wie se sondes weggewas is. Dis hulle wat bou op die fondament Jesus Christus. 'n Mens wat Jesus Christus in sy lewe nie ken en nie het nie, wil ek vir u sê, het eintlik nie 'n saak met Jesus nie. Hy sal so seilings na hom verwys nou en dan, ja, ek hoop maar eendag as ek daar kom, dan sal hy my oorsien en dan sal sy genade vir my groot wees. Daar bestaan nie so iets nie.
O nee, 'n kind van God bou op die fondament en die fondament is Jesus Christus. En dan gaan hy dan sê en ons moet elkeen baie versigtig wees hoe ons op hierdie fondament bou. Onthou, jy kom op die fondament uit genade deur geloof. So word jy gered. Maar nou moet jy versigtig wees hoe jy bou. Dan sê hy, elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys. Dis die dag van die regterstoel, omdat dit deur vuur openbaar gemaak sal word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoe danig dit is. As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. As dit verbrand word, sal hy skade ly. Dis kinders van die Here van wie hier gepraat word. Kinders van die Here wat voor die regterstoel moet verskyn. En elke kind van die Here, vriende, elke kind van die Here moet lewe asof dit so is dat dit God sal behaag. Dit moet ons hartsingesteldheid wees. Ag Here, wat behaag U? Wat is dit wat U hart bly maak? Dit wil ek doen, so wil ek lewe. Here, dit wat U nie behaag nie, dit wat U hart seer maak, daarvan wil ek so ver as moontlik wegbly. En ons weet, die versoeker is daar. Hy's elke dag in ons lewens daar om ons te versoek en ons te mislei en ons daarvan weg te kry dat ons nie so sal lewe nie. Ons weet dit, ons beleef dit, ons ervaar dit. Maar ons moet ons daarop toelê om God welbehaaglik te lewe. Want ons is sy maaksel, Efesiërs 2 vers 10, geskape in Christus Jesus met die oog op tot goeie werke. Die herlewingsskrywer Leonard Ravenhill skryf in sy boekie Waarom herlewing talm die volgende oor die regterstoel. Hy sê, kinders van God moet weer ewigheidsbewus raak. Ons moet so 'n bietjie klaar kry met die aarde en die dinge wat hier aan die gang is en die dinge wat ons so maklik verstrik en wat so maklik ons aandag ten volle gevange neem en wat ons aandag van die Here Jesus al wegkry. Ons moet weer ewigheidsbewus raak. Elke daad wat ons doen, moet ons doen in die lig van die komende regterstoel. Elke artikel wat ons verkoop, moet ons doen in die lig van die komende regterstoel. Elke transaksie wat ons beklink, moet ons doen in die lig van die komende regterstoel. Elke gebed wat ons bid, moet ons bid in die lig van die komende regterstoel. As ons tiendes gee, moet ons dit doen in die lig van die regterstoel. As predikers voorberei, moet hulle voorberei met hulle een oog op 'n verlore gaande behoeftige mensdom en die ander oog op die regterstoel wat aan die kom is. Hy skryf, dan sal die Heilige Gees vir ons herlewing gee, wat die aarde sal skud en mense se kosbare siele sal red. Hoe ewigheidsbewus is kinders van die Here vandag? Hoe ingestel is kinders van die Here vandag op die regterstoel van Christus wat aan die kom is? Hoe ingestel is ons op die feit dat ons almal voor die regterstoel van Christus moet verskyn? Dis 'n onafwendbare vaste afspraak in elke kind van die Here se lewe. So seker as wat u en ek met die dokter 'n afspraak maak om hom te gaan sien oor iets in my liggaam wat verkeerd is, so seker het God vir ons die afspraak voor die regterstoel van Christus gemaak. Ons moet elkeen daar verskyn. Die tweede gedagte wat ek met u wil deel, die doel van die regterstoel is beloning. Ja, maar nou het ek baie hierdie storie al gehoor. Ek het nou al met familie hieroor vasgesit ook. Dis vir my snaaks hoe familie gewoonlik met 'n mens wil stry, nê, en jou wil uithaal en jou wil verkeerd bewys en dan kom hulle met hierdie teksverse en hulle stry met jou en hulle maak die lewe vir jou moeilik, nê? Jou eie bloedfamilie. Die doel van die regterstoel is beloning. Nou sê een van my familielede vir my, nee. Ons kan niks doen om die Here te behaag nie. Wat 'n beloning? Wel, kyk wat sê die woord. Ons moet almal voor die regterstoel van Christus kan verskyn, sodat elkeen van ons kan wat? Ontvang. Sodat elkeen van ons kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is, of kwaad.
Nou eerstens, die woordjie regterstoel is bematos to Christo, die regterstoel, die bematroon van Christus. En ek wil vir u lees uit 'n woordeboek. Hy sê, it was the place where the awards were given out to the winners in the annual Olympic Games. Dis die bematroon. Die plek waar die atlete voor die administrateur van die spele kom staan het en waar die laurierkranse om elkeen se nek gehang is en waar daar vir hulle gesê is, mooi so, goeie en getroue deelnemer aan hierdie wedloop. Jy word nou beloon vir die wedloop waaraan jy deelgeneem het. 'n Beginsel wat tot vandag toe nog in die Olimpiese spele geld. By die regterstoel, vriende, word niemand gevonnis na die verdoemenis nie. Dis die plek van beloning, dis die bematroon. Dis hoekom die Nuwe Testament so dikwels praat van die loon wat kinders van die Here gaan ontvang. Jy moet nou gewoond raak aan hierdie gedagte vanmôre. Maar u motief moenie wees die loon nie. U motief moet wees hoe ek Christus kan behaag, hoe ek die Here kan behaag. Die loon is iets waaroor die Here eendag wat hy vir ons eendag sal gee. Met ander woorde, ons motief moenie wees soos vandag se mensdom. Jy weet, ek het nou die aand toe my broer daar by my en ons twee skakel toe nou op 'n sekere televisiestasie in. Die van u wat 'n goeie verbeelding het, sal nie nodig hê om te raai watter stasie nie. En toe is hulle besig met 'n praise-a-thon waar hulle nou geld bymekaar maak. Nou kom hierdie ou, maar hy word hysteries daarvoor. Nou sê hy, as jy nou vandag in hierdie bediening insaai, dan gaan die Here môre 10voudig in jou lewe vir jou 'n oes gee. Jy gaan skatryk word as jy vandag die Here vertrou, as jy nou net soveel in hierdie bediening van my vandag sal insaai. Dis nie waaroor dit gaan nie. Hoor wat sê die Here Jesus in Matteus 5 vers 12. Hy sê, verbly en verheug julle. Julle moet bly wees en julle moet julle verheug. Hoekom? Omdat julle loon groot sal wees in die hemele. Hy het so gesê. Matteus 6 vers 1. Pas op dat julle nie julle liefdadigheid voor die mense bewys om deur hulle gesien te word nie. Anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemele is nie. So as ek met ander woorde op hierdie aarde dinge op 'n manier doen dat ander mense moet sien wat doen ek, dan gaan ek nie loon by die Here ontvang nie. Dan het ek my loon weg. Dan kies ek my eie verdorwe loon op hierdie aarde, die loon van mense. Lukas 6 vers 23, wees bly in daardie dag en spring op van vreugde, want kyk, julle loon is groot in die hemel. Hoor jy wat sê die woord? Ons gaan beloon word vir wat ons doen, maar ons fokus moet nie die loon wees nie. Ons fokus moet die Here wees. En wat ons vir hom uit dankbaarheid kan doen. Lukas 6:35. Julle moet julle vyande lief hê en julle moet goed doen en julle moet leen sonder om iets terug te verwag en julle loon sal groot wees in die hemele. 1 Korintiërs 3 vers 7. Maar elkeen sal sy eie loon ontvang volgens sy eie arbeid. Duidelik. En dan, in die einde van Openbaring, wanneer die Here klaar die Openbaring gegee het, en wanneer hy alles vertel het wat in die laaste dae gaan gebeur, en hy sluit hierdie boek af, hy's nou klaar met dit wat gaan gebeur, dan sê hy hierdie belofte, en kyk, ek kom gou en my loon is by my, om elkeen te vergeld soos sy werk sal wees. Dit staan in Openbaring 22 vers 12. Ek kom gou en my loon is by my. Ek sal elkeen vergeld. So, die regterstoel van Christus, die bematroon van Christus, is die plek waar kinders van die Here beloon gaan word. Volgens hulle werke, of dit goed is, die woordjie goed is agathos, of kwaad, faulos. Nou moet ek net iets verduidelik. Daar's twee woorde in Grieks vir kwaad. Die een is faulos, die ander een is kakos. Faulos beteken worthless, good for nothing. Die ander woord beteken boos, kwaad. Die woord wat hier gebruik word is goed vir niks, waardeloos. So mense gaan beloon word vir hulle werke, of dit nou goeie werke was, en of dit goed vir niks was. Dis die woord wat hier gebruik word. En wanneer ons
vir die Here lewe en ons behaag hom en ons lewe om hom te verheerlik, dan sê die woord gaan ons krone ontvang. Daar's 5 krone waarvan die woord praat. Daar's in die eerste plek die kroon van die lewe, die martelaarskroon, Jakobus 1 vers 12. Dan is daar die geestelike wedloperskroon, die onverwelklike kroon, 1 Korintiërs 9 vers 25. Dan is daar die kroon van heerlikheid of die herderskroon wat die kerkraad, die ouderlinge gaan ontvang. 1 Petrus 5 vers 2 tot 4. Die kroon van geregtigheid, dis die kroon vir hulle wat die wederkoms van Jesus liefhet. 2 Timoteus 4 vers 7 en 8. En dan is daar die sielewennerskroon of die kroon van roem. 1 Tessalonisense 2 vers 19. En nou verstaan jy, waar kom die krone vandaan wat die ouderlinge in Openbaring 4 vers 10 voor die voete van Jesus neerlê. Dis die loon wat hulle ontvang het by die regterstoel van Christus. En dit bring ons by die laaste gedagte, ek kan nie glo hoe maak hierdie horlosie met ons nie. Die regterstoel gaan plaasvind wanneer Jesus sy kerk kom haal. En dit sê die woord uitdruklik vir ons. Ons het nou gesien, dis vir kinders van die Here, dis om loon te ontvang, en wanneer vind dit plaas? Wanneer Jesus sy kerk kom haal. Lukas 14 vers 14. En jy sal gelukkig wees, omdat hulle, hierdie mense, niks het om vir jou te gee, om jou te vergeld nie. Want dit sal jou vergeld word in die opstanding van die regverdiges. Wanneer vind die opstanding van die regverdiges plaas? Wanneer die basuin blaas. En die wat in Christus gesterf het, staan eerste op. En daarna ons wat in die lewe oorbly word saam met hulle in wolke weggevoer, die Here tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Here wees. Daardie oomblik is die opstanding van die regverdiges. En dit is waar die regterstoel van Christus, die Bema troon, gaan plaasvind. Die volgende groot gebeurtenis wat op hierdie aarde moet gebeur, die laaste een, was die geboorte, die kruisiging en die hemelvaart van Jesus. En u sou met my saamstem, dit was bonatuurlike gebeure, maar dit het gebeur. Nou wil ek weet, hoekom kan Jesus nie weer kom om sy kerk te kom haal nie? Jy weet, ons glo dat dit gebeur het, maar daar's baie mense wat sukkel om te glo dat dit nou weer kan gebeur. Dat dit wat hy vir die engel gesê het, of wat die engel vir hulle gesê het, hierdie Jesus wat van julle af weggegaan het, sal net so weer terugkom. Die volgende groot gebeurtenis waarvoor hierdie aarde wag, is daardie dag, as daardie belofte plaasvind en Jesus kom terug van die hemel af en die basuin van God blaas en die grafte van die kinders van die Here gaan oop en hulle staan op uit die dood, die opstanding van die regverdiges, en ons word almal saam die Here weggevoer in die lig, die Here tegemoet. Dis die volgende groot gebeurtenis wat moet plaasvind op hierdie aarde. Verstaan jy nou hoekom die Hebreërskrywer in Hebreërs 12 vers 1 vir ons sê, daarom dan terwyl ons so groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons nou elke las af lê en die sonde wat ons so maklik omring, en laat ons die wedloop met volharding loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van ons geloof. Verstaan jy hoekom sê hy dit? Want ons is op pad na die einde van die wedloop. Jy weet, ek wil vanmôre vir julle sê, dis in my geestesoog asof ek die wenstreep al amper kan sien. As 'n mens kyk na die omstandighede op hierdie aarde, as jy sien hoe vinnig dinge gebeur, as jy sien hoe vinnig die tekens van die tye toeneem, hoe naby die wederkoms van Jesus is, dan is dit vanmôre asof kinders van die Here die wenstreep kan sien. Daardie banier wat daar gespan is, kan ons vanmôre as dit ware al sien in ons geestesoog. Dit is daar, dis in die oog, ons het nie meer ver om te gaan nie. Daarom moet ons die wedloop met volharding loop, ons oë gefestig op Jesus, die leidsman en die volëinder van die geloof. Daardie ou liedjie sê, haas is die blye môre daar, wanneer hy gaan kom op die wolke. Vriende, ek sluit af. Die regterstoel van Christus is 'n werklikheid, dis 'n groot realiteit vir elke weergebore kind van God. Paulus sê uitdruklik vanmôre, want ons moet almal
voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy of sy deur die liggaam verrig het, of dit agathos is of faulos, goed of waardeloos. As dit waardeloos is, gaan u skade ly, sê 1 Korintiërs 3 vir ons duidelik. Die Here kom vanmôre en hy kom sê vir sy kinders, dat ons hierdie wedloop met volharding moet hardloop. Ons gaan die pylvak in die tyd waarin ons lewe. Dis as dit ware die laaste 100 meter wat ons moet hardloop. Kom ons doen dit met volharding. Eersdaags gaan die basuin blaas, die regverdiges gaan opstaan en ons gaan voor die regterstoel verskyn. Ek wil vanmôre vir u vra, liewe kind van die Here, is die regterstoel vir jou 'n werklikheid? Is dit vanmôre 'n realiteit in u lewe? Lewe u vanmôre met u oog op hierdie gebeurtenis, op hierdie afspraak wat die Here met u het, wat u nie gaan verbykom nie. U sal nie kan 'n verskoning aanbied vir hierdie afspraak nie. As die basuin blaas, gaan u voor die regterstoel staan saam met al die kinders van die Here. Is u vanmôre aktief in diens van die Here, sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke? Is u vanmôre besig om te bou op die fondament van Jesus Christus met goud en silwer en kosbare stene, goeie werke? Of is u besig om te bou met hout en hooi en stoppels? 1 Korintiërs 3. Slegte werke, bose werke. Hoe lyk u lewe vanmôre voor die Here? Dis 'n vraag wat ons elkeen onsself moet vra. En mag die Here, soos die apostel Paulus sê, ons volkome heilig maak en liggaam en siel en gees onberispelik voor sy troon, dat ons so bevind sal word by die wederkoms van ons Here Jesus. Hy alleen kan ons daartoe in staat stel, as ons daarvoor gewillig is. Die Here help ons. Amen. Ons Vader, ons dank U vanmôre vir U woord. Dankie dat U met ons gepraat het. Dankie vir die kosbare boodskap van die regterstoel van Christus, wat in die Bybel vir ons opgeteken is. En Here, nou bly net een ding vir elkeen van ons oor, en dit is om ons lewens in oënskou te neem en dit reg te kry met die Here. U wag dat daar vanmôre mense in hulle harte sal reageer op die woord. U wag dat mense vanmôre met U bemoeienis sal maak. U wag, Here, dat ons die hout en die hooi en die stoppels uit ons lewens sal wegkry. En dat ons op die fondament Jesus Christus sal bou met goud en silwer en kosbare stene, want ons is U maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke. Sal U ons help asseblief, Here? Sal U ons in staat stel? In Jesus naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, gaan in hierdie dag in sy vrede. En weet jy wat is wonderlik? As u in hierdie oomblik nie vrede het nie, is dit net 'n gebed ver. U kan net nou in die hart na die Here roep, en hy beloof, ek sal vir jou vrede gee. Maar u moet ernstig wees, u moet die Here soek. Die genade van ons ware Here Jesus Christus, en die liefde van God, ons Hemelvader, en die gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elke een. Amen.